Ons wonderlike Vader, dankie dat U onbeskryflike liefde ook ons lewens red. U liefde wat groter is, Vader Jahwe, want U liefde is deel van U wese en daarom kan Johannes vir ons sê, Jahwe is liefde. En Vader, dankie dat U in U wese en U liefde ook ons lief gehad het. En dat dit juis U liefde is wat ons lewend gemaak het, wat ons elke dag verander, wat elke dag vir ons ook die krag gee om te kan volhard, om in U te lewe, in U te wandel. En Vader Jahwe, dankie ook vanaand wanneer ons so om U woord vergader. Wie is U die een wat ons onderrig? Wie is U die een wat ons leer en wat ons vorm na U wil en U welba? Dankie Vader Jahwe, dat ons U daarvoor mag eer in Yeshua se naam. Amen. Hartlike goeienaand geliefdes, en U kan gerus sit. Geliefdes, nou ja, ons kom dan nou vanaand, verlede week het ons gepraat oor 'n inleiding tot die profete. Vanaand kom ons dan nou by die profeet Hosea. Nou, ons sal nou kyk, hang af hoe die program nou loop. Ons gaan poog om elke Sondag aand voort te gaan met ons profete. Dit kan dalk hier en daar bietjie moeilik wees weens die program, maar sover as moontlik gaan ons probeer om al die profete te hanteer. Nou van die profete is kleiner as ander. Sommige aande gaan ons 2 of 3 profete saam hanteer, maar vanaand hanteer ons fokus nou eers op die klein profete. Dit beteken van Hosea af verder in die woord van Jahwe. Nou voordat ons na Hosea self kyk, kom ons blaai na 2 Petrus 1 vers 19 toe. 2 Petrus 1 vers 19, ek dink baie van u ken die gedeelte, of as ons dit gaan lees, dan gaan baie van u sê, maar u is goed bekend met die gedeelte. 2 Petrus 1 vers 19 gaan ons saam lees. En ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp, wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die môrester opgaan in julle harte. Ek en jy word opgeroep om die profetiese woord te ken, en dis wat ons as gemeente dan nou ook doen, is om deur die profetiese woord te gaan en elke profetiese boek binne sy konteks, binne sy historiese agtergrond bietjie te hanteer en dan te kyk wat is die besonderse boodskap ook van daardie profeet. Nou, die van julle, almal hoef nou nie notas te neem nie, ons gaan hierdie skyfie vertoning, soos verlede week, gaan ek net so vir u beskikbaar stel na die tyd, so elkeen kan maar net mooi oplet. Die belangrikheid waarmee ons wegspring is, dat die woord van Jahwe, elke jota en titel, is vir ons die lewe. En daarom is dit belangrik dat ons ook die profetiese woord ken. En ek weet daar is in baie mense se lewens wat weet, byvoorbeeld wanneer ons praat van die kleiner profete, dalk is dit in jou lewe van Hosea of Micha of Obadja of so, wat jy nie regtig 'n idee het wat daarin staan nie. En dis die rede hoekom ons dit lekker gaan hanteer, sodat dit op 'n haalbare manier lekker by elkeen so 'n bietjie 'n agtergrond vorm. Nou vanaand kom ons by die eerste boek wat ons gaan hanteer, en dit is die boek van Hosea. Maar voor ons by Hosea kom, wil ek net vir julle wys wat gaan aangeheg wees by die skyfie vertoning, en dit gaan oor die rigterstydperk. Julle sal sien, hier word die rigterstydperk word aangegee. Wie was die rigter Otniel uit watter stam uitkom? Hier is net agtergrond, neem maar net kennis daarvan, die datering voor Messia, wanneer hy voor Messia geleef het, hoe lank het hy opgetree as rigter, en dan wie was die verdrukker gewees, wie was die vyand gewees, en julle sal sien hoe later ons gaan, hoe meer het die Filistyne na vore gekom, want hulle was die dominante mag in die tyd van besonderlik Saul en Dawid. Maar hierdie is dan nou net vir agtergrond, so u kan dit gerus byderhand hou, net so as 'n waarneming van die agtergrond rondom die rigters dan. Dan kom ons by die koningstydperk.
Eerstens, hier is dit die 12 stamme wat nog 'n eenheid is onder Saul, en daar is die daterings, dis net so lekker vir 'n verwysingsraamwerk vir almal. Dan onder koning Dawid, julle sal sien die rooi, was konings wat Jahwe nie gedien het nie. Die interessante deel van Salomo, aan die einde van die Salomo se lewe was daar weer bekering, en dan oranje was hulle wat vir 'n goeie deel van hulle lewe Jahwe gedien het. Nou julle sal sien, dis Saul, Dawid, Salomo, en dan verdeel die ryk in Juda en Israel, die 2 en die 10 stamme, onder Rehabiam, die geslagslyn dan van koning Dawid. Julle kan onthou, koning Dawid se geslagslyn is dit pa, seun, so gaan dit af, totdat Joshua dan nou later gebore sou word. Israel aan die ander kant kan julle onthou, Jerobeam se hele geslag word uitgewis, Baesa se hele geslag word uitgewis. So in Israel se kant, en julle sal sien, daar was nie een van hulle wat Jahwe gedien het nie. In Israel se kant was dit goddeloosheid gewees. In Juda se kant was daar enkele tye wanneer daar konings was wat vir 'n deel van hulle lewe Jahwe gedien het. Maar hierdie is net so 'n bietjie vir agtergrond vir u, dat u daar kan deurgaan. U sal sien, dit gaan oor hoe lank die koning geregeer het, wanneer hy begin regeer het, is die datering net so vir 'n verwysingspunt. Julle sal sien, daar was konings, besonderlik wat ons vanaand gaan hanteer, is Hosea, en Hosea tree op in hierdie tydperk, van Hosea, Jotam, Agis tot by Hiskia. Nou julle sal sien, iemand soos Hosea het 52 jaar lank geregeer, terwyl na Joas kry ons Jerobeam 2 wat 41 jaar regeer, en van daar af is dit 6 maande, 1 maand, vinnige opeenvolging 10 jaar, 2 jaar, 20 jaar, 9 jaar, 'n vinnige opvolging, maar julle sal sien, hierdie datering stem min of meer ooreen met daardie kant, dis net so om dit te balanseer. Goed, en dan kan julle onthou in 722, die 10 stamme wat dan in verstrooiing gaan na Assirië toe, onder Salmaneser, en dan die 2 stamme wat nog aanhou, tot by Sedekia, tot en met die ballingskap, wanneer Jerusalem dan vernietig word, in 586. So dis net so bietjie agtergrond vir elkeen wat ons bygevoeg het. Nou hierdie kaart is baie belangrik. Hier is 'n groot hoeveelheid inligting in, veral met dit wat ons nou in die afsienbare tyd bietjie gaan hanteer. Dit begin by die konings van Efraim, julle weet dis die 10 stamme, en die konings van Juda. Hierdie kant is die daterings voor Joshua, voor Messia, en hierdie kant is dit die wêreldmagte. Hier het ons die Filistyne, en so gaan hy aan, soos die tyd aanloop, so kry ons die Ammoniete, Egiptenare, en hier kry ons dan ook die burgeroorlog. Ons gaan tussen die huis van Jerobeam en so, later gaan ons terugkeer in konings, het ons dit hanteer, maar tussen die noordelike en die suidelike ryk, dan kry ons die Arameërs wat na vore kom, wat betrokke raak, en dan nou die Assiriërs wat die wêreldmoondheid is. Nou om terug te kom hierdie kant toe, julle sal sien, hier is die huis, die 10 stamme, die huis van Jerobeam, en dan die konings wat opvolg, Omri, Agab, Ahasia, Joram ensovoorts, die huis van Jehi, Joas, en dan alles wat daarmee gebeur het. Nou, saam met dit, gaan dit oor die profete wat opgetree het, profeet Nathan, in die tyd van Dawid, Gad, Ahia, Elia, Elisa, in hierdie koningse tydperke. Waarby ons nou vanaand uitkom, is, ons het al gepraat oor Jona, en ons gaan Jona nou hanteer nog, maar hier is die profeet Hosea. Dis die tydperk wanneer hy optree, en saam met hom Amos, en dan Micha, en dan Jesaja, dit wat daarop volg. Maar wat lekker is hiervan is, sodat julle dit lekker kan plaas. Nou onthou net hierdie optrede, byvoorbeeld Hosea het anders as Amos wat korter geprofeteer het, Hosea het amper vir 30 jaar geprofeteer, so Hosea het oor bykans 4 koningse tydperke het hy geprofeteer.
Maar hierdie is net so basiese raamwerk. Hierdie na 722 gaan die 10 stamme in verstrooiing in na Assirië toe. Die 2 stamme is nog steeds daar, dan kry ons die profete Naam, Sefanja, Habakuk. Ek gaan dit nou vir julle wys aan die hand van die skyfie wat ek verlede week vir julle gewys het. Dan gaan in 606 is die eerste wegvoering Daniël word weggevoer. 597 die tweede wegvoering Babylon toe en in 586 die finale met die val van Jerusalem waar Israel, Juda, die 2 stamme dan in ballingskap is vir 70 jaar totdat hulle dan terugkeer onder Serubabel en dit wat dan volg, later kry ons vir Esra, Nehemia en dan Johannes die Doper, 26 min of meer na Messia, die doop van Yeshua en dan 30 na Messia, Yeshua se sterfte en opstanding. So dit net so min of meer, julle kan die kaart vir julle self so bietjie uitdruk, so bietjie deurgaan, asseblief dat elkeen, dit gaan dit net vir jou baie makliker maak, wanneer jy dan nou so bietjie deur die geskiedenis gaan, om dan dit nou te sien. Goed, ek wil net teruggaan na ons skyfies toe, en dan kom ons nou by die skyfie waarby ons verlede week was. En dit gaan oor die profete, en julle gaan nou hierdie tydperke sien op daai bladsy wat ek ook nou net van gepraat het, alles wat voor 722 gebeur het, alles tot op die verstrooiing, toe die 10 stamme in verstrooiing gegaan het, kry ons hierdie profete, Hosea, Amos, Micha, Jona en Jesaja. En dan kry ons die profete wat dan bietjie later is, wat nader dan nou is, tot en met die eerste ballingskap, is Naam, Sefanja, Habakuk, Jeremia. Dit is nou die ballingskap van die 2 stamme. Hierdie kant gaan die 10 stamme in verstrooiing in, hierdie kant is dit tot en met die ballingskap, en dan net voor die ballingskap en tot net na die ballingskap, vanaf 606 die eerste wegvoering, tot en met 586 die val van Jerusalem. Die profete wat besonderlik hier geprofeteer is, Jeremia, Esegiel en Daniël. En dan na die val van Jerusalem, tot en met 400 Obadja, Daniël, Haggai, Sagaria, Joel en Maleagi, en dan kan julle onthou, soos ek verlede week gesê het, tot voor die val van Jerusalem, die evangelies, die 4 evangelies, Handelinge, al die sendbriewe, Openbaring, alles dan voor die val van Jerusalem. Goed, nou waar ons nou vanaand beginne, of verder gaan, is by Hosea. En ons begin by koning Hosea se lewe. Nou, net so vinnig hoofflitse, en ek sit meer hierdie skyfies maar net by vir elkeen, as jy dit by jou het, net so vir verwysing. Die belangrike fokus, Assirië voer Israel weg, 722, die val van Samaria finaal, die eerste wegvoering deur Babylon, dis nou Juda, die 2 stamme, 606, die tweede wegvoering, derde wegvoering wat Jerusalem dan val, dan die terugkeer onder Serubabel, dan is dit die fondasie van die tweede tempel, die herstelde tempel, onthou hier word die tempel vernietig, nou herstel hulle die tempel, hier is die fondasie, dis onder koning Kores, en nou baie belangrik dan weer verder bou onder koning Darius, die Mede en die Perse koning, en dan word daai herstel beëindig in 516. Maar nou baie belangrik, en hierdie edik gaan ons later, wanneer ons Daniël hanteer, Daniël se 70 weke begin hier, wanneer die edik van Artesasta, wanneer Artesasta die opdrag gee in 454 dat Nehemia die tempel moet gaan herbou, dan begin die 70 weke van Daniël met die oog dan tot op Yeshua se sterfte en dan nou natuurlik daarmee saam sy opstanding, maar dit dan nou vereers vir later, neem net kennis. Ons is nou by Hosea. Julle sal sien dat van die profete wat in daai eerste kolom was, het ek hier neergesit. Amos, hoofsaaklik, hy profeteer vir Juda, daarom is hy aan hierdie kant.
Hy profeteer vir daai termyn, vir korter termyn. Jesaja profeteer, en onthou, hierdie is nou min of meer net 'n aanduiding vir elkeen, net om dit so bietjie makliker te maak, om jou bietjie perspektief te gee. Jesaja het lank ook geprofeteer. Dan Micha, hy profeteer min of meer in hierdie tyd, Jotam, Agas en Hiskia se koningstydperk, Jesaja in Hosea, Jotam, Agas, Hiskia, en dan Hosea aan hierdie kant. Hy profeteer vir al twee kante, maar hy profeteer besonderlik vir die 10 stamme, en hy begin in Jerobeam 2 se tydperk regeer, en dan in al hierdie konings se tye, begin hy profeteer, en al hierdie konings se tye profeteer hy, sy maatstaf is hierdie kant, Hosea, Jotam, Agas, Hiskia. Ons gaan dit nou lees, net so vir verwysing. Goed, nou begin ons by Hosea 1. Die woord van Jahwe wat gekom het tot Hosea, die seun van Beeri, in die dae van Hosea, Jotam, Agas en Jehiskia. So hy tree op in hierdie koning se tydperk, net na Jerobeam 2. Onthou, die Juda se konings is die verwysingsraamwerk, daarom word dit telkens aan hulle gemeet. Hier was 'n klomp konings in wie se lewens hy ook geprofeteer het, maar hulle is nie die fokus nie, alhoewel die groot boodskap juis vir die 10 stamme gaan, is die 10 stamme die maatstaf. Maar Hosea se hooffokus in sy prediking is op die 2 stamme gefokus, so onthou dit asseblief. Nou, hy profeteer besonderlik in die onseker tyd, na Jerobeam 2 dood is. Julle kan onthou, Jerobeam 2, nadat hy dood is, volg hier 'n klomp konings. Hierso is vinnige opeenvolging van konings, want daar was 'n redelike konflik gewees, en daarom het hy in 'n moeilike tyd in Israel, het hy geprofeteer. En dan, julle kan onthou, ons het al in die verlede gepraat van die Sero-Efraimitiese oorlog. Dit is toe Efraim en die Arameërs saam opgetrek het teen Juda, teen koning Agas. En dit was op daai oomblik, en wanneer ons dan nou Jesaja gaan hanteer, gaan ons by Jesaja 7 en 8 kom, wat dit juis in hierdie Sero-Efraimitiese tydperk is, wat Jesaja, daai wonderlike profesie, koning Agas is bang dat Jerusalem gaan val, omdat Aram en Efraim saamspan teen Juda, maar dan daai wonderlike belofte wat Jahwe deur Jesaja gee van die Immanuel teken. Eerstens dat Juda nie oorwin sal word nie, maar dat die 10 stamme sal val, maar wat dan ook direk daarna gebeur, na koning Peka is dit Hosea, en dan word Samaria verslaan. Maar die belangriker deel is Jesaja 8. Die Immanuel teken, daar sal 'n seun gebore word, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom, en hy sal genoem word Immanuel. Dit alles gebeur in hierdie benoudheid waar Juda absoluut in benoudheid was. Goed, ek vra verskoning, dis nou so bietjie klein, julle kan dit dalk groter maak later. Hierdie is 'n kort opsomming van die hele boek Hosea. Hier gaan dit oor elke deeltjie van Hosea 1 af, die woord van Jahwe 1 vers 1, die woord van Jahwe wat tot Hosea gekom het, in vers 1, dan kry ons die volgende deel van Hosea. Hoofstuk 1 vers 2 tot en met hoofstuk 3 vers 5, ek gaan nou meer sê daar rondom. Dit gaan besonderlik oor die roeping en die boodskap van Hosea. Hierdie is die kern. Hierdie is 'n baie belangrike fokus van Hosea. Dan kry ons van Hosea 4 vers 1 af tot en met 10 vers 15 die komende oordeel oor Israel. Hierdie hele gedeeltes gaan oor die oordeel wat aan die kom is oor Israel, en dan 11 vers 1 tot 13 vers 15 Israel se ontrou, sonde en die oordeel wat volg, en dan die oproep tot bekering, 14 vers 1 tot 8, en dan die regverdige sal hieruit leer. Nou vir ons wat baie belangrik is, baie groot dele van die profetiese woord
beslaan dan hierdie oordele, die aankondiging van die oordele, die uitwysing van die sonde, en ons gaan dit in baie van die profetiese woorde kry. Dus die profetiese hoofboodskap is dan nou hierdie die sonde van Israel, dis die hartseer deel, en die oordeel wat voorlê. Maar te midde daarvan is daar hierdie besonderlike juwele ook. Hierdie absolute pragtige woorde wat dui op Yeshua en wat vir ons die raadsplan van Jahwe uitlê, wonderlike profesie. Dis dan juist daarby wat ek vir 'n oomblik dan nou ook wil stilstaan, besonderlik ook dan nou wanneer ons Hosea hanteer. En ons staan so bietjie stil by die gedagte van twee metafore in Hosea. Maak asseblief, ek wil julle moet baie mooi daaraan aandag gee. Hosea maak twee belangrike metafore gebruik. Die eerste ene, Israel as Jahwe se vrou in hoofstuk 1 tot 3, en ons fokus vanaand, en die fokus van Hosea se boodskap is daai eerste deel 1 tot 3, Israel as Jahwe se vrou, en dan hoofstuk 11, Israel as Jahwe se seun. En hierdie twee fokusse, hierdie twee metafore is geweldig belangrik, want dit is die twee dele wat die apostels dan kom vat en aanhaal en dan verder ontwikkel. So dis baie belangrik. Nou te midde daarvan is Israel se sonde en Jahwe se komende oordeel, die ontrou van Efraim en Juda, en dan as Samaria maar net wil luister, maar hierdie twee is ons fokusse. Dis belangrik. Nou die eerste ene is Hosea se huwelik as 'n voorbeeld. Nou kom ons blaai na Hosea toe in Hosea 1 wat ons dan gaan saam lees. En ek wil tog hê elkeen van julle moet saam blaai soontoe. Vers 1 het ons reeds gelees, die woord van Jahwe, wat gekom het tot Hosea, die seun van Beeri, in die dae van Hosea, Jotam, Agis, Jehizkia, konings van Juda. Jehizkia en Hizkia is dieselfde persoon, onthou dit maar net, die seun van Joas, die koning van Israel. Die begin van wat Jahwe met Hosea gespreek het. En wat is Jahwe se opdrag? Hier in hoofstuk 2, in vers 2. Die begin van wat Jahwe met Hosea gespreek het, Jahwe het aan Hosea gesê, gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorspel bedrywe deur van Jahwe afvallig te word. Soos baie keer wat ons gaan kry, word die profeet se lewe 'n beeld van Israel se lewe. En so is dit, kry Hosea die opdrag, en ek wil vir 'n oomblik dink, hoe moes Hosea gevoel het? Wat was die omstandighede? Jahwe sê vir Hosea, gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders. Nou, ons sien baie duidelik dan dat Hosea gaan en hy gaan trou vir Gomer. Nou net om dit te verduidelik, die woord, Hosea kry die opdrag om met 'n Isha Zenunim, 'n hoervrou, dit beteken 'n vrou wat hoerery bedryf, om met haar te trou. Neem vir jou 'n hoervrou met hoerkinders. Nou, die betekenis van die hoerkinders wil ek net vir 'n oomblik aanraak. Dit beteken nie dat Gomer alreeds kinders gehad het nie, want ons gaan nou sien die kinders word deur Hosea verwek. Beteken ook nie dat dit ander pa se kinders was by haar nie, want soos ek nou net gesê het, ons gaan dit nou lees, dit word deur Hosea verwek. Maar waarop dit dui, is die gedagte dat nie net Gomer nie, maar dit wil ook voorkom of die kinders self van hulle pa later vervreemd geraak het. En omdat hulle dan nou die Gomer dan nou hoerery toegepas het, asof hulle daar ondertel. Maar die belangrikheid ook is dat Gomer heeltemal later as vrou weggaan van Hosea af. Sy verlaat haar man. En kan dit juis wees dat die kinders ook, en daarom kry hulle daar dieselfde naam. Die belangrikheid in vers 3
is dat die kinders was Hosea se kinders. Toe het hy gegaan en Gomer, die dogter van Diblaim, geneem en sy het swanger geword en vir hom 'n seun gebaar. En so kry ons dan hierdie 3 kinders wat gebore word, wat julle al baie goed ken. Die eerste kind wat gebore word is Jesreel. En Jesreel word gebore omdat wat gaan gebeur? Jahwe gaan vir Israel eerstens in verstrooiing laat gaan. Die tweede kind wat gebore word, en hierdie kinders word almal 'n profesie dan van wat met Israel gaan gebeur, is Lo-ruhamma. Ek gaan jy nie lief wees vir jou nie. Julle kan onthou, hierdie 10 stamme was deel van die verbond met Jahwe, maar omdat hulle dan nou gegaan het en vreemde gode aanbid het, 'n hoervrou is, soos Gomer, sê Jahwe, ek gaan julle nie meer lief hê nie. Lo-ruhamma, as ek het julle nie meer lief nie. Ek gaan my nie meer oor julle ontferm nie. Ek gaan julle wegstuur. En die laaste een dan is Lo-ammi, nie my volk nie. Julle is nie meer my vrou nie. So Hosea trou met Gomer, hierdie hoer. Die 3 kinders word gebore. Dink net hoe verskriklik is dit, dat hierdie kinders, wanneer hulle groot word, is Jesreel, is Lo-ruhamma, is Lo-ammi. Elke keer as die volk hulle sien, of as hulle roep, Jesreel kom hier, of Lo-ammi kom hier, of Lo-ruhamma kom hier, dan is dit 'n profesie vir almal om te weet, dat Jahwe gaan die 10 stamme in verstrooiing laat gaan, want Hosea se hele profesie tydperk is die aanloop, daai 30 jaar aanloop, tot en met die wegvoering van die 10 stamme in die verstrooiing in na Assirië. En hierdie alles moes gedien het as 'n waarskuwing vir die volk. Om te sê, maar kyk wat lê voor, kom dan, want dis Hosea se hele boodskap, kom tot bekering. En sentraal in dit sien ons dan ook die volk se onwilligheid om te hoor. Die volk se onwilligheid om te luister. En daarom dan, die enigste hoop op herstel wat voorlê, is Jahwe se herstel. En dis kenmerkend van die profeet Hosea. Nie dat die volk self tot bekering kom nie, maar dat Jahwe die volk weer laat terugkeer. En daarom is dit belangrik dat dit wat dan daarop volg, dat nadat hierdie wonderlike profesie van die kinders wat gebore is, Jesreel, Lo-ruhamma, Lo-ammi gebore is en die volk nog steeds nie luister nie, kom daar die ongelooflike profesie dat nogtans, ongeag wat ek met julle gaan doen, ek gaan julle wegstuur, ek het julle nie meer lief nie, julle is nie meer my volk nie, aan die einde van die dae, vers 10, nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie. En in plaas dat aan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word, julle is kinders van die lewende Elohim, die lewende God. Wat 'n wonderlike profesie, maar ons gaan nou ook lees hoe dit gebeur het. Onthou nou in gedagte, hier kom die woorde, ek gaan julle verstrooi, ek gaan julle wegstuur, ek julle meer lief nie, julle is nie my volk nie. En dit is dan presies wat Gomer dan ook doen. Gomer is goddeloos, en sy gaan weg van Hosea af. Sy verlaat haar man, en dit wil voorkom asof sy en die kinders haar man verlaat en weggaan, want sy is 'n hoer. En sy gaan hoereer met vreemdes. En nou vir 'n oomblik, hier is die profeet Hosea, Jahwe het vir hom gesê, jy gaan 'n hoer trou, Hosea, en dis wat gebeur, hier die hoer hoereer, en sy gaan weg van hom af. Die toestand wat het moes gewees het, en dan kom daar 'n baie belangrike opdrag. En voordat ons nou na die skyfie kyk, wil ek tog vir julle vra, kom ons lees saam Hosea 3. Hou nou in gedagte, Gomer is weg. Gomer het weens haar slegte leefwyse, het sy in skuld verval, en sy het heel waarskynlik dan nou as 'n slaaf of as 'n hoer, is sy dan nou verkoop
in haar hoerery met skuld. So dis die toestand, en hierdie kant kry ons dan nou vir die profeet Hosea. Hoofstuk 3 vers 1. En Jaweh het vir my gesê, gaan nog 'n keer bemin 'n vrou. Nou belangrik, hierdie is nie 'n ander vrou nie, dis weer terug na Gomer toe. 'n Vrou wat bemin was deur haar vriend, maar wat oorspel bedrywe. Net soos Jaweh die kinders van Israel bemin, terwyl hulle hul tot ander gode wend en versot is op rozijnekoeke. Toe het ek haar vir my gekoop vir 15 sikkel silwer en 'n ander half homer gars. En ek het aan haar gesê, jy sal 'n lang tyd moet stil sit vir my, nie oreer nie, en aan geen man behoort nie, en so ek ook teenoor jou. Jaweh sê, of Vader Jaweh sê vir Hosea, gaan koop weer vir Gomer, gaan betaal daai prys, gaan betaal die geld, die 15 sikkels en die gars, gaan betaal haar skuld, en vat haar weer, maar moenie net ingaan by haar nie. Sit haar eers, sy moet vir 'n tydperk eers stil sit. Julle kan nie net aangaan nie, vir 'n tydperk gaan sy eers moet stil sit, vers 4. Want die kinders van Israel sal 'n lang tyd bly sit sonder koning, en sonder vors, en sonder slagoffer, en sonder klippilare, en sonder efod, en huisgode. Daarna, nou wat interessant is daar was 'n lang tyd, 'n 400 jaar periode, wat Israel stilgesit het, waar daar nie profete was nie, waar daar nie werklik konings in Israel was nie, hierdie van Maleagi af, of eintlik vandat hulle teruggekom het van die ballingskap af, was daar 'n periode van stilte, vers 5, daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer, verskoon ek wil vir die oomblik net stilstaan en sê besonderlik ook dan nou die 10 stamme, daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer, en Jaweh hulle Elohim soek, en Dawid hulle koning, nou wie is daai Dawid, dis Yeshua, en met siddering aankom na Jaweh, en na sy goedheid, in die laaste van die dae. Dis 'n wonderlike, pragtige profesie, dat, wat het hy gesê in hoofstuk 1? In hoofstuk 1 het hy gesê, ek laat julle in Jesreel gaan, Lo Rugama, Lo Ami, maar, dan sê hy so mooi, maar, dat hy wel, in die toekoms, wat gaan hy doen? Gaan hy hulle terugbring, en in plaas waarin hulle gesê word, julle is nie my volk nie, julle is 'n hoer, gaan ek vir julle sê, julle is kinders van die lewende Elohim, en dis wat hier staan ook. Hosea word hierdie pragtige profesie van Jaweh, soos Hosea moes gegaan het, en sy vrou se skuld moes gaan betaal het, en haar vir hom neem, terug laat kom. So het Yeshua dit met ons gedoen. Is jou en my skuld deur hom betaal, en behoort ons dan nou in volkomendheid opnuut aan ons man. En hierdie profesie word dan die belangrike fokus. Kom ons lees net hoofstuk 2 vers 21 ook. En die aarde, of vers 15 ook, en in die dag spreek Jaweh, sal jy my noem my man, en jy sal my nie meer noem my Baal nie. Vers 21 van hoofstuk 2. En die aarde sal die koring verhoor, en die mos en die olie, en die sal Jesreel verhoor. En ek sal haar vir my saai in die land, en my oor Lo Rugama ontferm. Aan Lo Ami sê, jy is my volk, en hy sal sê, my Elohim. Wat 'n wonderlike profesie. Hosea se lewe word hierdie pragtige beeld van Jaweh se handeling, en dit wat dan nou voorlê dan nou vir Israel, dit wat alles dan nou moet gebeur. En dan keer ons nou terug na ons skyfies toe, en nou sien ons dat een van die sentrale, die metafoor van Hosea se huwelik
is sentraal. En dit is seker die belangrikste deel van Hosea. En elkeen van ons moet hierin, ek gaan soveel as moontlik in die profetiese woorde sekere belangrikhede op fokus, wat die fokus van die boek is. En as daar een deel is van al die hoofstukke in Hosea, van die 14 hoofstukke wat daar is hoofstuk 1 tot 3 die belangrike fokus, wat veral hoofstuk 1 en hoofstuk 3. Hoofstuk 3 is net, ek dink is net 5 verse, dis korrek, 5 verse. Ons moet dit asseblief goed ken. Hierdie hele verhaal van die wat weggestuur word, die vrou wat weggestuur word en die vrou wat dan weer terugkom deur die man wat die skuld betaal. Nou, hier sien julle, Hosea en Gomer is 'n beeld van Jahwe en Israel, die 10 stamme. Hosea neem Gomer as vrou, Jahwe neem vir Israel as vrou. 3 kinders word gebore as profesie van wat gaan gebeur. Gomer is ontrou en verlaat Hosea. Israel hoereer en gaan weg van Jahwe af. Hosea gaan opnuut om haar te gaan koop vir haar, van haar skuldeisers. Vader Jahwe betaal die skuld in Yeshua vir Israel en neem haar opnuut as vrou. Daarom is 'n sentrale tema in Hosea is die liefde. En ons kry 3 woorde in Hebreëus wat die liefde dan in Hosea verduidelik, wat ook amper 'n groei is. Dit begin eerstens by die liefde, 'n aangetrokkendheid tot 'n ander. Dis onthou dis Hebreëus ahab. En dan gebruik hy die liefde, amper 'n jammerlike liefde, om iemand jammer te kry, is raimim. En dan die laaste liefde, en dit groei dan na die hesed liefde toe, na verbondsliefde. En Jahwe se verbondsliefde word dan besonderlik geopenbaar. En dit is die ongelooflike wonder, dat Jahwe se verbondsliefde is groter en is sterker as sy vrou se sonde. En daarom illustreer Hosea dit met sy optrede, moet hy illustreer dit wat Jahwe deur sy verbondsliefde dan nou doen vir Israel. Die tweede metafoor, want ons het gesê daar's 2 metafore wat baie belangrik is. Die eerste ene is Israel as Jahwe se vrou, met Hosea en sy vrou Gomer. Die tweede ene is Israel as Jahwe se seun. Is ook 'n belangrike metafoor. Kom ons blaai daarvoor na hoofstuk 11 toe. Hosea hoofstuk 11. Hosea 11 word ook die pragtige beeld vir ons 'n profesie ook van Yeshua. Hoofstuk 11 vers 1 ken almal baie goed. Toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egipte het ek my seun geroep. Nou ons almal weet van wie is dit 'n pragtige profesie? Van Yeshua. Nadat Herodes al daai seentjies mos doodmaak, dan vlug Josef en Maria Egipte toe, en dan kom daai woorde, dan kom die engel en hy verskyn en hy sê, julle kan terugkom. En dan is hierdie woorde pragtig vervullend van, uit Egipte het ek my seun geroep. Maar dit het die eerste keer gebeur, toe Jahwe vir Israel uit Egipte uitgeroep het. En hy sê, en hy gaan roep sy seun. En ons kan hier lees, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egipte het ek my seun geroep. En ek self het Efraim leer loop. Nou belangrik om te onthou, Efraim is die stam wat gebruik word as Efraim is die stam wat gebruik word as die belangrike fokus, as die hoofstam van die 10 stamme. Efraim was die hoofstam van die 10 stamme. Efraim was ook die sterkste stamme van al die stamme. Hoekom? Want wie die eersgeboorte reg gekry? Efraim het van al die 12 stamme, kan julle onthou, wie nou weer die eersgeboorte reg gekry van die 12 seuns? Nie Reuben nie, want hy het sy pa se bed beklim. Josef kry dit dan. En Josef se 2 seuns, Efraim en Manasse. Manasse was ouer, maar
Jakob ruil dan sy hande om en Efraim kry die eersgeboortereg. Daarom was daar hierdie spanning in die geskiedenis tussen Efraim en Juda. Juda het die koningskap gekry, maar Efraim het die eersgeboortereg gekry. En daarom was Efraim hierdie beeld van die 10 stamme en Juda van die 2 stamme. Onthou dit asseblief. En daarom dikwels wanneer hy dan praat van Efraim, is dit hierdie simbool van die 10 stamme. En ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle op sy arms gedra, maar hulle het nie erken dat ek hulle genees het nie. Met mense bande, met koorde van liefde het ek hulle getrek. En ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig. En ek het my na hom neergebuig en ek het hom voedsel gegee. Hierdie beeld van 'n pa wat sy seun roep, wat sy seun bevry, wat sy seun seën en wat hom met koorde van liefde trek. Maar Israel wou nie na Jahwe luister nie. Hosea 11 vers 2. Hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer en vir die gesnede beelde rook laat opgaan. Hoe meer Jahwe vir sy vrou gesê het, kom, hoe meer het hierdie vrou gaan hoereer. Hoe meer Hosea met Gomer gepraat het, hoe meer het Gomer gaan hoereer. So hierdie absolute afval van die volk, van die 10 stamme, maar te midde van Israel se sonde is Jahwe se genade. En ek wil hê hier is die fokus julle, dat ons het gekry in hoofstuk 1, die herstel. Hoofstuk 11 vers 8. Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim? Jou prys gee, o Israel? Hoe kan ek jou maak soos Atma? Jou gelykstel met Seboim? My hart is omgekeerd in my, tegelykertyd in my medelee opgewek. Jahwe sê, hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou net vergeet van jou? Jahwe laat vir Israel daai oordeel, ek stuur jou in verstrooiing in, maar ek vergeet nie van jou nie. Jahwe sal weer brul en Israel sal weer aankom. Hosea 11 vers 10. Hulle sal agter Jahwe aantrek. Hy sal brul soos 'n leeu, want hy sal brul en die kinders sal met siddering van die seekant af aankom. Wat 'n wonderlike profesie. Hierdie pragtige verwagting vers 11. Hulle sal sidderend aankom soos voeltjies uit Egipte en soos 'n duif uit die land van Asser, en ek sal hulle laat woon in hulle huise, spreek Jahwe. Die verstrooides, die gevangenes sal terugkeer tot Jahwe. Nou, dit is die 2 metafore. Die een is die vrou wat weggaan met hoerery, die ander een is die seun, die kindskap, wat ook sy vader verlaat, ander gode gaan dien. Al 2 hierdie sal weer deur die Vader versamel word. Wat 'n pragtige beeld. So, ons sien in Hosea die kernboodskappe is die herstel van die huwelik, Hosea 1 tot 3, wat dan heeltemal ooreenstem met Romeine 7 tot 9, en die verhaal van die verlore seun in hoofstuk 11, in Hosea 11 en in Romeine 11. En sentraal hierin is Israel se ontrou teenoor Jahwe se trou. En nou belangrik net terwille van net vir notas, hou dit by julle. Hosea 1, en ek wil hê julle moet kyk, die blou is dieselfde as die blou oralster, die rooi is dieselfde as die rooi oralster. En dit gaan oor hierdie, wat is Hosea se hooftema? Julle ontrou as vrou, julle ontrouheid as kinders, maar Jahwe se getrouheid om julle wat nie vrou is nie terug te bring. Julle wat nie kinders, wat as ontroue kinders geword het, weer terug te bring. En dis die boodskap van Hosea, dat wanneer ons eindig in 2 Konings 17, 2 Konings 17 skep vir ons amper daai beeld van Israel, die 10 stamme, wat heeltemal verdwyn. Die van julle wat wil vinnig saamblaai, is welkom om vinnig saam te blaai na 2 Konings 17 toe, maar ek gaan dit net vinnig lees.
So het Jahwe dan vers 18 baie toornig op Israel die 10 stamme geword, sodat hulle van sy aangesig verwyder het. Niks het oorgebly nie as net die stam van Juda alleen. Hierin klink dit asof dit finaal is. Maar dan Jahwe se genade om daai vrou weer te gaan haal, en dis Hosea se boodskap. En dis ons getuienis, wanneer Paulus hulle Hosea aanhaal, is dit om te sê Jahwe se wonderbare genade, om hierdie vrou, hierdie kinders wat hy weggestuur het, wat hy veroordeel het, weer terug te bring. Hoor so mooi, Hosea 1 vers 10. Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees, soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie. En in plaas dat aan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, dis die naam wat hulle noem, Jahwe stuur hulle weg, julle behoort nie aan my nie, julle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word, julle is kinders van die lewende Elohim. Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel. Wie is daai hoof? Dis die Dawid se troon, Yeshua, en hy die land optrek, want groot is die dag van Israel. Sê aan julle broers Ami, aan julle susters Rugama. Daar dieselfde, hulle wat jy genoem het, Lo Ami, jy is nie my volk nie, nie barmhartigheid nie, Lo Rugama, julle is Ami, Rugama. En dis wat Paulus aanhaal in Romeine 9 vers 24, ons naamlik, wat hy geroep het, nie alleen uit die Judeërs nie, 2 stamme nie, maar ook uit die heidene, soos hy ook in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en aan haar wat nie beminde is nie, beminde, haar wat Lo Rugama is, Rugama, en in plek waarin hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word, kinders van die lewende God. Daar word hulle genoem, julle is nie my volk nie, julle is nie my volk nie. Daar sal hulle genoem word, jy hoervrou, 10 stamme, julle wat gehoreer het, wat weggegaan, julle sal genoem word, kinders van die lewende Elohim. En dis die wondergenade in Yeshua. In Yeshua, wanneer hy sterf, kan hulle terugkeer. En dis daai wonderlike profesie van Romeine 7, die huwelikswet wat ons al in die verlede hanteer het. Lees asseblief daai eerste 5 verse van Romeine 7. Daai Yeshua sterf sodat hierdie vrou, die huwelik van hierdie vrou waaraan sy gehoreer het, beëindig word, sodat sy opnuut terug kan keer na haar man in Yeshua. Want julle kan onthou, 'n vrou mag nie net terugkeer na haar man toe nie. Daarom sterf Yeshua sodat die vrou kan terugkeer. En Petrus kom en hy gebruik dit in 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het. Wie was in die duisternis? Besonderlik daai 10 stamme, in absolute goddeloosheid, tot sy wonderbare lig, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van Jahwe is, aan wie toe geen barmhartigheid, geen Rugama bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, en dis die wonder, die geweldige kernboodskap van Hosea, is Jahwe se verbondstrou. Dat nadat die volk ontrou geword het, nadat sy kinders afvallig geword het, is hy verbondstrou om hulle terug te bring. En die wonder, daai liefde waarvan ons nou gesing het, dat daai liefde, dat hy met sy eie lewe in Yeshua betaal, sodat ek en jy aan hom mag behoort. En vir 'n oomblik wil ek daarby, en ek wil hiermee afsluit, en ek wil sê, die ongelooflike genade van Jahwe se liefde tot sy bruid, tot sy kinders, dat nadat hulle ontrou is, nadat hulle hom verwerp, nadat hulle hom verag, kom lê hy sy lewe af vir jou en vir my. Maar die wondergenade is, sodat ek en jy weer kan terugkeer. Dit was nie Gomer gewees, of die kinders wat besluit, ons gaan terug na ons pa toe nie. Dis nie ek en jy wat besluit, ons gaan Jahwe weer soek nie.
Dis Jahwe wat in sy verbondsgesed, in sy verbondsliefde, jou en my deur sy gees opnuut weer trek na hom toe. En daarom, geliefdes, wil ek afsluit met daai gedagte, laat ons regtig met gehoorsaamheid, met ywer, gehoor gee aan die stem van ons bruidegom in ons harte. Wanneer in ons harte roep met sy liefde, ons trek tot hom, hy roep Abba Vader, hy roep ons dat ons die wêreld in sy begeerlikhede, die wêreld in sy genot, al hierdie wêreldse gebruike een kant toe skuif, om hom en hom alleen te dien. Hy is die hoogste goed, die belangrikste in ons lewe. Moenie teruggaan dat dit wat ons was, om ander gode en ander dinge te wil dien nie. Maar laat ek en jy deur die werk van die Heilige Gees met 'n onverdeelde hart Jahwe dien. Geliefdes, dan ook vir ons as gemeente, laat ons getrou wees om Jahwe in waarheid te dien. Dit dan in kort rondom die boek Hosea, besonderlik daai twee fokusse, Hosea 1 tot 3, 1 en 3 en Hosea 11, hierdie twee pragtige beelde, en dan daarmee saam tussenin die oordeele, die aankondigings van die oordeele, die gevolge van sonde, maar die fokus is Jahwe se verbondstrou tot jou en my redding. Geliefdes, kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, hoe onbeskryflik is u genade nie. U verbondsliefde is so groot. U verbondsliefde betaal ons skuld, betaal u met u lewe, sodat ons mag lewe. Vader Jahwe, wil u ons regtig help, dat ons die erns daarvan sal verstaan, en dat ons lewens so sal inrig, dat dit werklik sal wees, om ons bruidegom lief te hê met 'n opregte hart. Dat ons allerhande ander dinge wat nie u welbehaaglik is nie, sal uitskuif uit ons lewens uit, sodat ons maagdelik rein voor u sal staan in Yeshua. Vader Jahwe, dankie dat ons dit mag vra. Ook vir hierdie week wat voor lê, help ons om in absolute toewyding u te dien, in die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia. Halleluja. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.